Goeiemôre, liewe gemeente. Dis regtig 'n voorreg om vanmôre saam met julle te wees. Dit lyk vir my 'n paar van julle wat die ysbeere ontglip het, in kerk toe gekom het. Dankie daarvoor, ek het waardering. Ons wil tog ook vir almal wat ingeskakel is, hartlik verwelkom by die diens. Na die erediens is daar 'n vergadering vir vroue en Anita sal die vergadering lei. Ons het in die week ongelukkig hartseer verneem rondom Adel, wat ons voorsitter is van ons vrouediens, sy gesondheid, en dit is dat sy wel kanker het, en dat sy bestraling sal moet ontvang, en moontlik later ook chemoterapie. So, sy is nie vanmôre hier nie, maar Anita gaan die vergadering lei, en dit gaan met die oog op ons komende gemeenteete, wat hier aan die einde van Junie gaan plaasvind. Daar is vanmôre makaroni en kaas te koop vir R45, Koeksisters teen R55, en ons wil graag ook ons kosprojek en toiletware wat die diakens vir ons loods en ons sopprojek onder julle aandag bring. U sal in die aankondiger sien, daar word iets geskryf oor die sopprojek, maar ons wil graag vra dat as daar 'n lidmaat is wat vir ons een van hierdie elektriese masjiene kan bring wat die lug uit 'n sakkie kan trek en hom dan seël. Want dit lyk vir my, ons wil ook die sop mengsel wil ons in 'n sakkie verseël, wat lidmate ook dan by plekke, as daar nood is, vir mense kan gee. So dis net baie maklik hanteerbaar. Kyk maar asseblief, as daar iemand is wat so 'n instrument vir ons kan leen. Ons het 'n hele klompie mense wat verjaar, baie hartlik geluk aan hulle, en dan is daar ook mense wat vir voorbidding genoem word, sal jy asseblief in die gebede aan hulle dink. Kom ons gee 'n oomblik van stil gebed voordat die erediens begin. Ek kyk op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Amen. Liewe gemeente, die Here God is hier in ons midde, en hy groet vir ons. Mag elkeen van ons in hierdie erediens ervaar en beleef dat die Here hier is, dat hy vol liefde en vol genade is, en dat hy vir ons dra met sy sorg. Ons gaan die Here se groet beantwoord. 2 liedere wat ons saam sing, kom ons staan. Ek dink die eerste ons begin met Vlamlied 406. Dis op 'n CD wat ons saam sing, en dan sing ons lied 190 daarvan al 3 die verse. Ek wil kom stil word hier aan u voete. Ek wil kom hoor wat u vir my sê. Ek wil kom oopmaak vir u Gees, Heer, as ek my vrae voor u kom lê. Want soveel mense sterf sonder Jesus, soveel mislei na die ewige dood. Daar's soveel oorvloed, selfsug en rykdom, wyl ander ly in hongersnood. Ek wil kom vra, Heer, wat van die kinders, wat nood en lyding glad nie verstaan, wat van die mens, wat stukkend en seer is, wat van die een, wat eensaam vergaan. As ek dan vra, Heer, waar is die liefde, moet ek erken, dit lê nog by my, hier in my selfsug, stap ek gevoelloos by nood en seer van mens verby. Maak my 'n beeld van Jesus se liefde,
om in die nood u hande te wees. Ek gee myself aan u as 'n offer, onder beheer van die Heilige Gees. Hier staan ek voor u, net soos Jesaja. Raak my nou aan met u heilige vuur, sodat ek oral u liefde kan uitdra. Hier is ek, Heer, u kan my stuur. Hier is ek, Heer, u kan my stuur. Ek wil eers vir ons lees uit Matteus 22 van vers 34. Toe die Fariseërs hoor dat hy die Sadduseërs die sweye opgelê het, het hulle bymekaar gekom en een van hulle, 'n wetskenner, het vervolgens 'n vraag gestel om hom te toets. Meester, wat is die belangrikste gebod in die wet? Hy het vir hom gesê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die belangrikste en die eerste gebod. En die tweede wat hieraan gelyk staan, is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Op hierdie twee gebooie berus die hele wet en die profete. Terwyl ons so sit, kom ons sing saam lied 518.
Kom ons maak ons oë toe. Hemelse Vader, baie dankie dat ons voor U kan buig en ons weet wie U is. Ons aanbid U as die lewende God, die God wat alle lewe op aarde tot gevolg gehad het deur U skepingswerke. Here, ons buig voor U, omdat U nie wil toelaat dat die bose sy sin kry om dood en verwoesting te saai nie, maar dat U van U kant af in U vermoë besig is om hierdie wêreld te vernuwe. En ons weet waarheen U die wêreld neem, en ons weet dat U U werk sal voltooi wanneer Jesus Christus weerkom en die nuwe hemel en die nuwe aarde van bo af sal neerdaal. Maar Here, U is ook besig om vir ons as mense te vernuwe. En daarom wil ons ook vanmôre bid en vra dat U deur die woord en Heilige Gees, U wat die woord in ons harte indra, dat U dit vir ons so duidelik sal maak dat dit ons lewens kan verander en kan vernuwe. Want dit is waar die vernuwingswerk begin, binne in ons. En dan sluit U vir ons in om vir die koninkryk te werk, sodat ons herstel kan bring in 'n wêreld waarin alles wil stikkend raak. Seën asseblief vir ons met U woord en gee dat dit deel sal word van ons verwysingsraamwerk en dat ons daaruit sal leef. Dit is ons innige gebed in Jesus se naam alleen. Amen. Ek lees vanmôre uit die boek Job saam met u. En 'n mens kan dadelik vra, nou maar hoekom lees die dominee die boek Job vanmôre? Dis tog 'n boek wat 'n mens in die lydingstyd sal lees. Want dit gaan mos oor swaar kry en lyding, maar daar's 'n spesifieke rede en ek gaan nou daarby kom. Kom ons lees net die begin van Job en ook die einde van Job. Ek vind dit hier in hierdie Bybel, dis die 2020 vertaling op bladsy 518. Toe op 'n dag het die hemelwesens, ek lees van hoofstuk 1 vers 6. Toe op 'n dag het die hemelwesens gekom om by die Here hulle plekke in te neem. Die Satan het ook saam met hulle gekom. Die Here sê toe vir die Satan, waar kom jy vandaan? Die Satan het die Here geantwoord. Hy het gesê, van rondzwerf op die aarde en daar rondloop. Die Here het vir die Satan gesê, het jy kennis geneem van my diensknegt Job? Daar's immers niemand soos hy op aarde nie. Hy's onberispelik in sy optrede en opreg, 'n man wat vir God ontzag het en die kwaad vermy. Die Satan het die Here geantwoord. Hy het gesê, is dit sonder rede dat Job ontzag het vir God? Is dit nie u self wat hom en sy huis en alles wat aan hom behoort aan alle kante afgeskerm het nie? Sy handewerk het u geseën en sy veestapels het in die land uitgebrei, maar steek nou net u hand uit en tas alles aan wat aan hom behoort, hy sal u beslis in die gesig vloek. Die Here sê toe vir die Satan, kyk, alles wat aan hom behoort is in jou hand, net na homself mag jy nie jou hand uitsteek nie. Die Satan het uitgegaan, weg van die Here af. Toe op 'n dag, nou kom daar sulke berigte aan mekaar van al die skade wat gebeur. Vers 20, Job het opgestaan, sy mantel geskeur, sy kop kaal geskeur en op die grond neergeval in aanbidding, gebuig, het gesê, naak het ek uit my moeder se skoot gekom en naak sal ek na die skoot van die aarde terugkeer. Die Here het gegee, die Here het geneem, mag die naam van die Here geprys word. Ondanks dit alles het Job nie gesondig nie en aan God niks ongeruimd toegeskryf. Ek wil ook hier by vers
10 van hoofstuk 2, vers 6, die Here sê toe vir die Satan, kyk, hy is in jou hand, maar sy lewe moet jy spaar. Die Satan het toe uitgegaan weg van die Here af. Hy het Job getref met dodelike swere van kop tot tone. Job het 'n potskerf gevat om hom mee te krap, terwyl hy in die as sit. Sy vrou het vir hom gesê, volhard jy steeds in jou onberispelike optrede. Vloek God en sterf. Hy het egter vir haar gesê, jy praat soos een van die dwaase vroue praat. Die goeie wat van God kom, die aanvaar ons. Maar die slegte, moet ons dit nie ook aanvaar nie? Ondanks dit alles het Job nie met 'n enkele woord gesondig. Nou die boek Job eindig waar Job sterf, maar in die naskrif 42 vers 7, nadat die Here hierdie woorde vir Job gesê het, het die Here vir Elifas uit Teman gesê, my toorn het ontbrand teen jou en jou 2 vriende, want julle het nie soos my diensknegt Job gesê wat reg is oor my nie. Neem dan nou vir julle 7 bulle en 7 ramme, gaan na my diensknegt Job en bring ter wille van julle self 'n brandoffer. My diensknegt Job moet vir julle bid, dat ek julle nie iets onbehoorliks aandoen nie. Ek sal net teenoor hom goedgesind wees, want julle het nie, soos my diensknegt Job gesê, wat reg is oor my nie. Elifas uit Teman, Bildad uit Soag en Sofar uit Naama, het toe gegaan en gedoen wat die Here vir hulle gesê het, en die Here was Job goedgesind. Die Here het Job se lot verander, toe hy vir sy vriende gebid het. Die Here het alles wat Job besit het vermeerder, dubbel soveel. En dan aan die einde sterf Job. Job het gesterf, oud en versadig van lewensdae. Ons gaan net een vers uit die Nuwe Testament uit lees, wat die rede is waarom ons hierdie gedeelte ook lees. En dit is Jesus wat begin met sy optrede in Matteus hoofstuk 4. En dan weet ons van die versoeking van die Satan. Die Satan wat gekom het om vir Jesus in die woestyn te versoek. Maar hier is 'n verskriklike belangrike vers waarmee die gedeelte begin. Hierna is Jesus deur die Gees die woestyn ingelei om deur die duiwel versoek te word. Dis die Gees van God wat vir Jesus na die woestyn toe neem. En daarmee gaan ons nie sê dat die Gees van God die oorsaak is van lyding op aarde nie. Maar daarmee gaan ons sê, Jesus is die uitverkorene wat moet ly. En hier's deel van die lyding. En die Gees is saam met Jesus in die woestyn. Ons het 2 jong manne vanmôre wat uitgaan vir kategese. Jason en Christo. Daar sy, kom, tannie Vogine is reg vir julle. Ek wens ek het so misgehad vir my ore. Ek gaan nou vir julle 2 verhale vertel, en ek vertel nie die verhale om vir julle negatief te maak oor ons samelewingsverbande nie. Ek vertel die verhale omdat dit deel is van die werklikheid van die lewe. In die eerste verhaal gaan oor 'n man, hy is so 77, gelukkig getroud, hulle is nog gesond, en hy val by die swembad. En van daar af het sy gesondheid net afdraande. En toe word hy in die hospitaal opgeneem, en dit gaan nie met hom goed nie. Maar, terwyl hy in die hospitaal is, het een van die skoonmakers
per ongeluk die kragprop afgesit wat sy suurstof vir hom gee. Kort en die lang van die storie is, hy het later gesterf, en die familie is eintlik, omdat hulle toe nou baie vies was en kwaad, en hulle wil die dood verwerk, en deel van die dood is dat jy aggressie het, en baie keer wil ons hierdie aggressie rondom die dood, wil ons projekteer op iets of iemand, en dan gaan ons hofsaake maak teen hospitale en teen dokters en wat ook al. Maar hulle regsadviseur het hulle afgewys en gesê, moenie dit doen nie. Het gaan net vir julle skade bring. Die tweede verhaal, een van ons lidmate ry in Mosambiek. Hy het 'n voertuig wat hy nou so vir homself besig is om reg te maak. Nou ry hulle daar diep in Mosambiek en hy sê skielik hoor hy, maar hierdie wielaar klink nie vir hom reg nie. Maak die wielaar. Hy sê hy ry stadig. Nou wil hy luister. Watter een is dit? Is dit nou links of is dit regs? Luister hy. Hy sê terwyl hy so stadig ry, skielik hier voor hom lê 'n man in die pad. En hy swaai uit, maar hy sê hy dink hy is bo oor die man se tone. Hy het net 'n entjie aangery, toe is daar 'n klomp mense wat daar wagtend sit in voertuie. En die afleiding is dit. Mense wil ander mense beroof. Hulle is bereid om 'n lijk in die pad te gooi, dat jy oor die lijk ry, en dan gaan hulle jou aankla dat jy die dood veroorsaak het van daardie man. Ons het altyd geïdealiseer en gedroom en gesê, maar ons wil altyd op die ver afgeleë paaie ry, en ons vertel die verhale van die plekke wat ons gesien het. Is nie altyd meer raadsaam. In ons land, nou ek het al vir my vrou gesê, sy moet afklim van daardie groep, want hulle gee vir jou die hele tyd opdatering van al die goed wat skeefloop. En dis veral op ons snelweë, en goed wat uitgegooi word, en jy ry met jou motor onnadenkend daaroor, en jou wiele is pap. En dan roof hulle jou. Dis die werklikheid van die lewe. Die boek Job is nie ontwerp om vir ons antwoorde te gee oor die vraag van boosheid. Die boek Job is ontwerp om vir ons te gee dit wat die hele Bybel vir ons wil gee. En ek het nou gedink, Cecile, wil jy bietjie blaai daar in jou boek na lied 247. Dis 'n mooi lied. Ek dink dis 'n Tuisy lied, Heer wees ons genadig. Baie eenvoudige woorde. Eintlik wil ek maar net sê dat die hele Ou Testament kom met 'n vraag. En daar's 'n wysie wat begin word en geneurie word. Sal God iemand stuur? Speel hom net so maar met eenvoudige note. So kom die hele Ou Testament met 'n wysie, en hy word geneurie en hy word geneurie. Die Ou Testament wil nie altyd vir ons alle antwoorde gee op ons vrae oor die lewe nie. Ek was nou in die week daar by Sarel hulle, en ons praat sommer oor allerhande dinge, en hulle uitdaging is,
Phyllis, hulle moeder, is besig om te verswak, sy het geval, nou lê sy, en hulle weet sy moet beweeg, maar sy is alleen in 'n woonstel. Dis 'n bekommernis. Verder sê hy voel amper, as ek nou sy beskrywing luister, hy is soos in 'n toebroodjie geslag. Hy moet ondertoe vir sy kinders sorg, en om een op universiteit te hou, en die kostes op skool word al hoe hoër. Om 'n kind nog op skool ook te hê, dit kos ook nou deesdae baie geld. So hulle moet ondertoe en hulle moet boontoe help. Amper soos in 'n toebroodjie vasgevang. Die boek Job wil ook nie vir ons antwoorde gee op ons vrae nie. Om vir ons uiteindelik goed te laat voel. En nou moet ek my woorde mooi fyn kies. Want ons moet in 'n sekere sin nie goed voel oor die wêreld waarin ons leef nie, want hierdie wêreld is stikkend. Ons lewe buitekant die paradys. Julle kan onthou dat Adam en Eva uitgestuur is uit die paradys. En daarmee saam, jy gaan met moeite vir jou 'n lewe maak. Sweet. Jy gaan moeilik kinders in die wêreld bring. Daar's ook die dood. Nou ja, ons het baie dinge gevind in hierdie wêreld wat vir ons die lewe maklik maak. En ons het toestelle gevind wat vir ons bietjie narkose gee en vir ons sê, maar wêreld is daarom nie so sleg. Maar die boek Job wil vir ons wakker skud om vir ons te sê, die wêreld is in die moeilikheid. Buitekant Eden, buitekant die tuin, die paradys, is daar gebrokenheid, daar's lyding. Maar kan daar iemand kom? Dis die wysie wat geneurie word. Kan God iemand stuur? Iemand wat die lyding van hierdie wêreld reg in die oë sal kyk, dit sal deurstaan en sy integriteit sal behou. Sy lewe sal gee vir God. Wat as daar so 'n persoon kan kom? Die laaste versie in die boek Job sê Job sterf. So, dis nie Job nie. As Jesus oor Job praat, wanneer hy eintlik oor lyding praat, dan praat hy nie net oor 'n paar interessante stories uit die verlede nie. Hy wil ook nie hê dat ons rondom die Paastyd net moet dink dat wat hy gedoen het aan die kruis en die opstanding toevallige klomp profesieë waarmaak en dat dit nou goed en mooi is nie. Hy wil vir ons kom sê dat die hele Ou Testament op hom van toepassing is. Dat hy die vervulling is van die hele Ou Testament. Die Ou Testament handel oor hom. Hy is eintlik Job. En as ons dit sê, dan sê ons dit in 'n sin van die Ou Testament het baie karakters, 'n mosaïek van karakters wat hy beskryf. Wat vir ons wil vertel wat verkeerd is met ons wêreld, wat verkeerd is met onsself. En uiteindelik 'n antwoord moet soek, hoe gaan ons hier uitkom? Elke deeltjie van die musiek konsentreer op een vraag. As ons iemand kan kry, kan daar een kom wat nie na die slang gaan luister. Kan daar een kom wat nie na die begeertes en die troos wat die wêreld jou bied gaan luister. Wat nie kompromieë met die wêreld sal aangaan nie.
wat nie goed en sleg sal bepaal wat hy self dink nie, maar die reëls van God sal aanvaar. Kan daar so 'n mens kom? En dis amper asof die hele Ou Testament vir ons so 'n silhouet teken en dat Jesus uit daardie silhouet uit reguit na ons toe gestap kom. Al 4 die evangelies skets vir Jesus as die uitverkore een, die gesalfde een, die regverdige een, die een wat die verlossing bring, die vleklose een. En dit word al by sy doop deur God self gesê. En wat gebeur volgende? Hy word die woestyn ingelei. Deur wie word hy die woestyn ingelei? Die Gees. Wanneer hy doelbewus ingaan in 'n periode van lyding, 40 dae in die woestyn. Maar ons wil, as ons na hierdie verhaal kyk, langs die pad staan en sê, asseblief Jesus, bly volhard, doen dit vir ons. Maar kyk wat gebeur in die verhaal Job. Job ly eintlik ter wille van sy vriende. Want hy gaan aan die einde vir sy vriende bid, en sy vriende gaan vergewe word oor sy regverdigheid. Dis wat met Jesus gebeur. Hy sterf vir ons, vir sy vriende. En ons gaan uiteindelik die voorreg kry van dit wat Jesus vir ons bewerk het. Wanneer hy die wildernis ingelei word om onregverdig te ly, en hy begin om hierdie reis van onreg en sonde en feilbaarheid en lyding en kompromie en die hele tragedie van die mensdom wat faal op sy skouers te neem, dan gaan hy ook vir ons verwys, hoe beklei jy teen die slang? Dis nie om 'n beter spel te speel as die slang. Dis nie om die slang in sy eie spel te troef. Maar hy wys vir ons iets totaal anders. Jy gee jou magprys. Hy kom as 'n oorwinnaar uit die woestyn. En dan gaan ons in die evangelies lees hoe Jesus kwaad geword het. Op 'n paar plekke sien ons hy word kwaad en ons moet kyk na hierdie kwaad word van hom. In Markus is daar 'n verhaal van 'n melaatse. En vir wie is Jesus kwaad? Is hy kwaad vir God dat hierdie man melaats is? Jesus kon insien dat die mense se lyding so onregverdig is, so tragies is. Maar hy het nooit God se karakter bevraagteken. Dit sê iets van ons wanneer ons in lyding kom. Dat ons nie God se karakter moet bevraagteken. Dit het hom kwaad gemaak vir die slang. Dit het hom kwaad gemaak vir die teenstander. Want hy het as God self die bedoeling gehad om alles mooi te skaap. En hy beskryf dan sy bediening van genesing as die inbraak in die huis van 'n hoofwegrower, 'n sterk man, wanneer hy sy goed gaan afvat. Lukas se evangelie vertel van 'n vrou. Sy sukkel 18 jaar. Haar rug is krom getrek en sy kan nie oor die weg kom nie. Jesus sê, die vrou het gelei onder 'n gees wat haar siek gemaak het. 18 jaar slaaf. En wat sê hy dan daarop? Dit eindig vandag.
Ek wil nou hierdie met my saamneem. Ons maak baie van die rower wat aan die linkerkant van Jesus aan die kruis hang, en wat vir Jesus sê, dink aan my, en dan sê Jesus, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Maar dis wat na die lewe gebeur. Maar hier sê Jesus vir ons iets oor die lewe self. Nou, dit eindig vandag. Jesus sien 'n wêreld wat ly, en hy weet, dis sy teestander. En nou sit ons hierso in die wêreld, en ons is besig om in oorsaak en gevolg vasgeval te wees, deur menslike boosheid en lyding, wat teweeggebring word deur mense, wat dalk swak besluite neem. Maar die Bybel gaan elke keer al die swaard terugvat na een punt in die begin van die Bybel, om vir ons te sê, dis toe die mens begin het om 'n leuen te glo. En daar's mense wat nog steeds die leuen glo. Job sê, ons moet die teenstander van God verkwalik. God het in sy genade daardie persoon gestuur wat die hele Ou Testament na verlang. Jesus, die Seun van God. Hy het 'n dienskneg vir ons opgerig wat moes ly en aan die ander kant oorwin. Seevuur. En nou is dit so kosbaar. Die boek Job gaan nie vir ons 'n antwoord gee op die vraag waarom nie. Maar hy gaan wel vir ons 'n antwoord gee op wat God doen in menslike lyding. En hy gee nie vir jou 'n antwoord in jou kop om jou te troos nie. Maar hy gee 'n persoon wat in jou kom woon en vir jou vrede gee. Wat wil ons hê? Wil ons 'n redelike antwoord hê? Of wil ons 'n persoon hê wat vir ons kan lief hê en vir ons vashou en vir ons wys hoe lief hy ons werklik het? Jesus word die een wat sy integriteit behou het. Die een wat vir ons intree. Hy begin sy werk in ons, sodat ons ook ons integriteit kan behou wanneer ons in lyding kom. En dan moet ons dadelik erken ons faal soms. Hier word baie gemaak van 'n vloek. En Job se vrou sê vloek vir God. En as ek my vang, en ek is nou hier in 'n, as ek nou 'n goeie Afrikaanse woord kan gebruik, 'n predikament, en ek los 'n knoop, wat is ek besig anders as om my integriteit te verloor? Job word ons onderwyser, soos wat Jesus ons onderwyser is. En wat leer hy ons? Hy leer ons hoe om te klaag. Hy leer ons hoe om by God te worstel. Hy leer ons om onverdraagsaam te wees oor die boosheid en die lyding van hierdie wêreld. Mense, ek moes nou vanmôre ook vir myself 'n antwoord kry, omdat dit vir ons moeilik is om Adele se siekte en die kanker wat sy het te verwerk. Daar sit Engela en Tielman daar agter, en Engela
het haar derde broer verloor, maar ook 'n klomp familielede en haar dogter. Ons moet onverdraagsaam wees oor die boosheid en die lyding van hierdie wêreld. Wat kan ek doen in my verwardheid, met my woede en my angs, in my gesukkel om te verstaan, dit kan ek alles na hierdie persoon bring, wat vir my vrede gee. In die vertroue dat Jesus se lewe self die antwoord is. Hoe? Weet ek nie altyd. En kan ek nie verklaar nie, maar dit is nie nodig in my kop om 'n antwoord oor alles te hê. Hier sit Oom Ferdi. Oom Ferdi het vir 4 jaar lank, hy was 'n gesonde man, en hy het eendag 'n verkeerde styk geëet, en hy het 'n kiemende ding opgetel, en uiteindelik deur geweldige groot operasies, waarin sy sluk van sy maag losgesny moes word op 'n stadium, en weer later geheg moes word, sy long, 'n rib uitgehaal moes word, om die hele long uit te haal en skoon te maak. Hy het nie krag in sy bene nie. Maar sy kop is reg, en hy veg terug, want hy ken vir Jesus Christus. En nou is Jesus die crescendo. Weet julle, ek wou nou eintlik die Halleluja koor gespeel het. Julle weet mos hoe klink dit. Halleluja, 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 halleluja. Jesus is die hoogtepunt, die crescendo. Maar die pragtige is, die musiek het na Jesus se weggaan nie opgehou nie, want dis nou in ons. En ons sing saam. Kom ons sing sommer ons slotlied nou, 530.
kan maar sit. Ek moet daarom sê, Omverdi sê altyd, dis sy goeie vrou Elise, wat die Here vir hom gegee het, wat vir hom nou regop hou. Die Here gee vir ons 'n persoon, Jesus Christus, die Heilige Gees, God self, om vir ons lief te hê. U kry nou geleentheid om die Here te dank en loof met u dankoffer. Ons gaan afsluit met lied 411, waarvan ons die tweede en die derde verse sing. Loof hom wat die oorwinnaar is, oor magte van die duisternis. Halleluja, halleluja, hy gee die gawe van sy gees, sing om ons die genade van die Here Jesus Christus,
en die liefde van God, die almagtige Hemelvader, en die teenwoordigheid van die Heilige Gees, sal met u almal wees en bly.